Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat. Wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen. Boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor en dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom by Ritme Digitaal. Soos altyd 'n groot eer en voorreg om met God se woord besig te wees en dankie dat ek ook vandag saam met hierdie Ritme Digitaal bietjie saam kan reis. As ek mag, ek wil graag hierdie geleentheid asook die volgende een wat ek gevra is om te doen, bietjie julle saam uitnooi om saam te reis deur die boek van Jona. Nou die boek van Jona, die rede hoekom dit dalk vir my vars en nuut in my kop is ek en my vrou sê altyd ons sit in die aande voor bad met ons dogtertjie nou elke aand 'n Jona geleentheid waar sy totaal en al mal is daaroor om weg te hardloop vir ons en met ons sal gaan jaag. En ook so saam met die kinderbybel is hy baie lief om al reeds na die vis van Jona te wys, wat ons dan ook vra om gereeld en op nuwe maniere na Jona te kyk op 'n aandlikse manier. Maar ek wil graag vandag en volgende geleentheid saam reis oor die boek van Jona. En vandag se tema is bietjie God se genade hardloop vinniger as wat ons kan vlug. So kom ek begin dalk voor en ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons saam met u woord kan saam sit en tyd spandeer. Dankie vir die geleentheid en dankie dat ons ook weet u is hier en ons soek ons en openbaar u self hier waar ons is vandag. Waar ons u woord oopmaak, ons weet u is 'n lewende God wat ook met deur u gees u wil op ons harte skryf. Dankie en dat ons as dienaars ook luister na wat u vandag vir ons wil sê. Amen. As ons na die boek van Jona kyk, dan is dit 'n baie unieke boek onder die profete. Ander profete of ander boeke van die profete word daar 'n boodskap van God vir die profete gegee en dan moet daai profeet die boodskap gaan gee aan die volk of aan mense. So God praat middelik deur die profete. Maar Jona is bietjie anders want dis net 'n verhaal oor sy lewe. So hierdie verhaal van Jona is die boodskap. So Jona was 'n profeet tydens die tydperk van Jerobeam II en hy het 'n opdrag gekry, direkte opdrag van God om na Ninive te gaan. 'n baie magtige en 'n gewelddadige hoofstad van die Assiriërs. Maar, ons ken die verhaal, Jona kies om weg te hardloop van God af. So in plaas van wes gaan na Assirië toe, na die hoofstad toe, hardloop hy om ander kant te gaan wes. Of eerder om oos te gaan hy wes, vergewe my. Maar dit is nie net 'n fisiese weghardloop nie. Dit is nie net 'n geografiese weghardloop nie. Dit is ook 'n geestelike, spirituele weghardloop weg van God af. Maar die mooi deel van Jona 1 en 2 wat ons vandag by wil stil staan, is toe Jona hardloop God saam. Jona kry nie weghardloop van God af nie. God los hom nie alleen nie. Selfs al is Jona so ongehoorsaam dat hy kies om sy rug te draai op God. Selfs in die diepste donkertes van die see waarin hy gegooi is God daar. So hierdie is ons so 'n mooi boodskap van God se genade, van sy karakter. God wat altyd agterna sit, agter ons aan hardloop, maar ons nie alleen los nie. Dis die hart van Jona. So ek wil graag begin deur saam te lees Jona 1 vers 1 tot 3 om hierdie inleidende gedeelte van Jona en die boodskap van God aan Jona te lees. Ek lees vanuit die boodskap. Die Here het vir Jona, die seun van Amittai, geroep om sy boodskap te gaan oordra. Hy het vir hom gesê: "Gaan sê vir die groot stad Ninive dat ek hulle gaan straf. Hulle sonde is so groot dat dit al aan die hemel raak." Jona het die Here se opdrag probeer ontduik.
Hy het weg van Ninive af, die teenoorgestelde rigting na Tarsis toe gevlug. Hy het afgegaan na die hawe in Joppe, daar het hy 'n skip gehaal wat na Tarsis toe sou vaar. Hy het die reisgeld betaal en op die skip geklim om saam met hulle soontoe te vaar. Hy het van die Here af probeer wegkom. So reg aan die begin kry ons hierdie baie duidelike boodskap van God aan 'n profeet, maar hy kies om dit nie te doen nie. En nou ook mooi vertaal is die woorde dat hy kies om af te gaan na Joppe toe. Hy kies om af te gaan na die skip toe. En hy gaan slaap ook onder in die skip later. En as ons bietjie later gaan lees, dan word hy afgegooi vanuit die boot en dan gaan hy af onder toe in die see in. So dit is so mooi vertaal, want dit beteken half, dis hierdie geestelike, spirituele, afwaartse pad wat hierdie profeet Jona beleef. Miskien het jy dit al ervaar. As jy soos Jona kies om in die ander rigting te gaan as wat God jou na toe roep, dan as jy weer sien is dit een tree afwaarts. As jy weer sien val jy verder, as jy weer sien het jy rock bottom getref, as ek dit so kan stel. Of as ons kies om agter sonde aan te loop, dan kies ons eers een sonde. Dan as wese raak dit makliker, en as jy weer sien as jy so in 'n diep spiraal van sonde dat jy ook die bodem van hierdie put van sonde beleef en ervaar. So waar was jy al 'n Jona? Wat is jou Ninive wat God vir jou sê gaan doen X en jy kies om A te gaan doen? Wat is jou Tarsis wat jy eerder na toe weghardloop as om na die gehoorsaamheid te wees van God se opdrag in jou lewe? Waartoe hardloop jy? Hoekom hardloop ons soms weg van God af? So hier weet ons nou dat Jona weghardloop van God en hy kies hierdie afwaartse pad van ongehoorsaamheid. En dan lees ons verder in Jona 1 vers 7 tot 10, hierdie groot storm op die see wat hulle beleef en ervaar, en is ook so mooi want God is ook in die storm. Terwyl Jona slaap, hy is onder in die boot, stuur God 'n storm. Die matrose, hulle is heidene, hulle begin bid. Hulle is meer godsdienstig as Jona in hierdie verhaal. En hulle bid natuurlik tot elke enkele God wat hulle kan aandink. En hulle trek looitjies en hulle besef het val op Jona en hulle gaan na Jona toe. Dan hoor ons hierdie reaksie, hierdie interaksie van die heidense matrose teenoor die Godse profeet Jona wat ongehoorsaam is en weghardloop van God af. Ek lees vanaf vers 7. Die matrose het onder mekaar besluit om looitjies te trek, so hulle kon agterkom wie die oorsaak van die groot storm was. Hulle het looitjies getrek en Jona se naam is getrek. Hulle het hom toe begin uitvra. Sê vir ons, wat het jy gedoen dat hierdie storm oor ons losgebars het? Wat doen jy vir 'n lewe? Van watter land af kom jy? Aan watter volk behoort jy? Jy hoor hierdie angs van die matroos en sê, jy's die oorsaak dat ons hier is. Hoekom? Vers 9, Jona sê toe vir hulle, ek is 'n Hebreër. Ek aanbid die Here, die God van die hemel. Dit is hy wat die see en die land gemaak het. Die matroos het verskriklik bang geword. Hulle het geweet dat hy van die Here af probeer weggekom het. Jona het vir hulle vertel dat die Here hom na Ninive toe gestuur het en dat hy dit nie wou gaan nie, Hulle het hom toe gevra, hoe op aarde kan jy so iets doen? Ons moet dit lees en glimlag. Want ons sien 'n goddelike ironie hier, dat die matrose wat heidene is meer godsdienstig en het meer vrees en onsag vir die Here as Jona, profeet wat God se werk doen self. Hulle toon meer geloof as Jona. En dit is vir my so mooi, want selfs as is Jona in hierdie verhaal iemand wat 'n voorbeeld is van hoe ongeloof lyk, of min geloof of ongehoorsaamheid lyk, werk God nog steeds deur hom. Die matrose aanbid God op die einde, want toe hulle hom oorboord gooi, ken ons die verhaal, raak die storm stil. Maar 'n verdere ironie wat ons moet by stil staan is, die verhaal van Jona. Hy het hierdie opdrag gekry van God, en ons lees later in Jona 4, dat daar oor die 100,000 mense is wat gered is in hierdie stad van Ninive. So Jona kies om honderde duisende ongelowiges, heidene in die Assiriese hoofstad te laat doodgaan. En hy kies om op 'n boot te klim, maar dan in hierdie boot, in hierdie oomblik is Jona bereid om homself op te offer, want hy sê vir hulle, gooi my oorboord, ek is die oorsaak, want hy wil hierdie paar mense, die heidene op die boot, die matrose,
begin red. So Jona se hart is bereid om die mense om hom, naby hom, in die oomblik te red. Maar hy sukkel om God se genade vir die ander, vir Ninive, te aanvaar. En hierdie ironie is 'n diep konflik in Jona, en waarmee ek en jy ook dalk moet gekonfronteer word. Ons aanvaar graag God se genade vir ons naastes. Die wat soos ons lyk, soos ons glo, soos ons praat, soos ons lyk. Maar ons sukkel om God se genade te verstaan as dit uitgebrei word en mense insluit wat nie soos ons is nie, die ander, of selfs ons vyande beskou word. Ons raak kwaad en dink, maar hoe kan God genadig wees met daai mense? Hulle is ongelowig, hulle tree anders op, hulle het my sleg en leed aangedoen en hulle breek af en bou nie op nie en hulle is boos. Hoe kan God genadig wees teenoor hulle? En dit is die vraag wat ons mee gekonfronteer word in Jona. Is ons definisie van die genade van God ons definisie of God se definisie? En dit is hierdie verhaal en ons lees verder dat Jona oorboord gegooi word. En die vis is nie straf wat Jona insluk nie, maar is ook genade. Dis 'n teken dat God selfs in die weg hardloop van Jona se lewe. Is God nog steeds daar en hardloop God in Jona vas. En dit is daar wanneer Jona uiteindelik in die maag van hierdie vis is, wat hy gekonfronteer word. Hy kan nie meer weghardloop nie, want hy is nou stak. Maar dit is ook so mooi, want in daai oomblik wanneer hy tot rus kom, al is hy gedwing, wanneer Jona 'n stilte tyd, 'n kontemplatiewe oomblik beleef om te sê, maar ek moet nou hierdie konflik, hierdie wrywing, ek moet nou God konfronteer hiermee. Ons lees hier die stilte tyd, hierdie gebed van Jona, in Jona 2, vers 1 tot 10. Daar binne in die vis het Jona tot die Here sy God gebid. Toe ek in die nood was, het ek na die Here geroep. Hy het gehoor, ek roep na hom. Van daaronder waar die dooies bly, ek het nie hom geroep om my te help. Hy het dit gehoor, U het my in die dieptes van die see laat gooi, en ek het gesink tot onder op die bodem van die see. Daar was waterstrome reg rondom my, een brander na die ander het oor my gebreek. Ek het gedink, ek is van U afgesny. Ek sal nooit weer by die tempel kan kom nie. Reg rondom my was daar water, die water het my vasgevang, seegras het om my kop vasgedraai. Ek het gesink tot waar die fondamente van die berge is. Ek het afgesak tot waar die hekke vir altyd agter jou toegaan, wanneer hy in die plek van die dooies ingaan. Maar U het my van daaronder opgetrek, terug na die lewe toe, Here my God. Toe ek heeltemal uitgeput was, het ek aan Here gedink, my gebed het opgestyg tot waar U in U blyplek is. Die wat aan nutteloos afgode vashou, laat die Here los wat vir hulle so lief is. Ek sal met 'n danklied op my lippe vir die offers bring wat ek vir U beloof het. Ek sal my graagte vir U gee, met graagte vir U gee. Dis net die Here wat ons kan red. Sien die oomblik wanneer Jona nie meer kan weghardloop nie, wat die Here hom ingehardloop kry. Die geleentheid is dan vir hom gegee, hy is geforseerd om tot rus te kom. Waar hy nie meer kan weghardloop van God nie, maar dat hy in daai oomblik moet draai na God. Waar hy lank genoeg kan stil staan, dat God hom kan tref. Dit is my dalk die mooiste gedeelte in hierdie hele verhaal, dat hy hardloop weg en wanneer hy gedwing word om God te face. Sien ons in hierdie dankgebed, dit is nie van skuldbelydenis nie, dit is van, hy is nog steeds nie bekommerd oor Ninive of die matrose nie, dit gaan nog steeds oor homself. Hy het weggehardloop en hy verduidelik hoe hy hierdie rock bottom beleef van die keuse om weg te hardloop van die Here af. Maar die genadige God, die soekende God hom gekry het en hom opgetel het. So selfs wanneer ons net aan onsself dink, tel die genadige God hom nog steeds en ons weer op. Ek sê altyd vir mense, as ons weghardloop van die Here af en God vind jou, selfs 'n klaaglied, selfs om te beklei met die Here, is 'n verhouding. Jy praat met God. Dis beter as om weg te hardloop en stil te bly, of te dink jy kan weghardloop van God.
So selfs as ons in 'n oomblik net stil staan en draai na God toe, in gebed, in woede, in angs, in vrees, in lofliedere, dan is ons besig om 'n tree te gee om ons verhouding met die Here te werk en te herstel. En dit is wat Jona doen. Selfs in 'n selfsugtige gebed kom hy tot die besef dat God aan hom vasloop. Dat God hom daar in die diepte optel, hom nie straf nie, maar laat Jona dan kies om gehoorsaam te wees aan die roeping wat God vir hom gegee het. Jona het probeer vlug, maar God het nie weggekyk nie. God het agter hom aangehardloop. Selfs toe hy diep onder toe gegaan het, weg van God af, gedink hy kan letterlik fisies en geestelik nie nog verder weg van God af wees nie, het hy verrassing gekry want God het hom gevind. Laat my altyd dink aan in my eie lewe. As kind was dit vir my baie lekker om saam met my ma inkopies te gaan doen. Dalk is maar net my fascinasie as 'n jong seun het ek altyd gehou daarvan om die trolley te vat. En natuurlik baie waghalsig deur die winkels te ry met die trolley. Tot jy eendag nie vinnig genoeg kan breek nie en jy trap jou ma se hakke vas met jou trolley. Soms hardloop God met ons vas op ons hakke, want hy is so op ons hakke. As ons net vir 'n oomblik stil staan, dan tref die Here ons. Mag ons vandag stil staan. Mag ons vandag voel hoe die Here ons tref. Maak nie saak hoe ver ons weghardloop. Maak nie saak hoe ver jy dink jy het gehardloop nie. God is die een wat ons inhardloop. Mag ons dalk vir 'n oomblik draai na God. Al begin ons deur te kla, al begin ons deur te beklei met die Here. Dit is 'n verhouding, want dit is deel van 'n verhouding. Mag die Here ons optel daar waar ons was. Mag ons besef hoe die Here ons dra na die roete toe wat hy op ons harte geplaas het. Mag ons vandag die liefde en nabyheid van die soekende, vindende God beleef as ons so saam met Jona reis. Kom ek bid vir ons. Vader wat in die hemel is, dankie dat U 'n liefdevolle, genadige, soekende God is. Dat U 'n God is wat ons altyd inhardloop. Ons kan U nie weghardloop nie. Daar is ons besig in ons lewe om juis as prins weg te hardloop van U af. Dankie dat ons weet U is by ons. Dalk is ons vir 'n oomblik moeg is, uitgehardloop, uit asem uit is. Ons kan nie meer die sonde doen wat ons doen nie. Ons het regtig die rock bottom getref van die lewe. Dankie dat ons kan terugdraai na U toe. Dankie dat U 'n goeie, liefdevolle Vader is, wat ons nie eers straf en eers uittrap nie, maar dat U ons omarm. Dankie dat ons die een is wat ons klaagliedere na U toe kan bring, ons klagtes, ons woede. Dankie dat U 'n liefdevolle God is wat altyd vir ons luister. Dankie dat U ons optel, ons liefde gee. En dankie dat ons ook weer kan terugkom op U pad en weet dat U voor ons loop en dat ons agter U aanloop in hierdie wêreld. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie en dankie vir die geleentheid dat ons saam kon reis. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart, dit is die hart van Ritme, die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.